Hartlike goeiemôre en welkom ook aan ons online kykers. Ons is vanoggend in die derde en finale week van ons reeks oor daar waar jy geplant is. Pastoor Bram het 2 weke terug ons geseën met die woorde blom waar jy geplant is. En Pastoor Dion het verlede week met ons gepraat oor groei waar jy geplant is. En vanoggend praat ek met jou om vrug te dra daar waar jy geplant is. Nou enige iemand met enige vorm van kennis rondom vrugte en bome of plante sal vir jou kan sê dat 'n goeie vrug is 'n resultaat van 'n gesonde boom. Hoekom? Want dit is waarvoor die boom gemaak is. 'n Vrugteboom is gemaak om vrugte te produseer. En dit is deel van God se skepping hier op aarde. Lees saam met my in Genesis 1 vers 11. Toe beveel God, laat die plante uit die grond voortspruit wat saad dra en ook vrugtebome wat vrugte gee. En dit het gebeur. Nou, ek het nou 'n vrugteboom hier langs my met vrugteplante. Ek wil weet, wie van julle kan vir my sê wat se tipe vrugteboom dit is? Wel dan, ek het nie gedink julle gaan weet nie. Maar ja, dit is moeilik om te weet wat se vrugteboom dit is sonder die vrugte wat hy dra. Maar jy kan maklik 'n vrugteboom herken deur die vrugte wat hy dra. Nou, ek wil net bietjie brag, ek het hierdie self geplant. Hierdie kom van 'n saad van 'n avo wat ek eendag geëet het. Met die tandestokkies op die vensterbank het ek hom gegroei. En hierdie is pineappels, wat pineappelplante. En dit vat blykbaar 3 jaar. So ek het nog 'n jaar om te wag en dan hopelik kom al pineappel daar uit. Maar ek hou daarvan, dit is my lekker. Ek hou daarvan om sulke goed te doen. Die Bybel gebruik die woord vrugte as 'n metafoor om te verduidelik, die Bybel gebruik die woord vrugte as 'n metafoor om 'n persoon se uiterlike handelinge te beskryf wat sal bewys wat is die toestand van die hart. Spreuke 4 vers 23 bewys dit. Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Nou in die geestelike wêreld, goeie vrugte word geproduseer deur die Heilige Gees. En ons noem dit die vrug van die Gees. Ons lees dit uit Galasiërs 5 vers 22. Wie van julle ken die vrug van die Gees? Liefde, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou hierdie vrugte is karaktereienskappe. Goddelike karaktereienskappe. Wat ek glo in elke gelowige se lewe duidelik moet uitstaan. En as daar 'n tekort is aan een van hierdie karaktereienskappe, wil ek sê, dan moet amper half 'n geestelike alarm in jou binneste afgaan, om te sê, jy moet begin aan dit werk. Hoekom? Want die woord sê in Galasiërs 5 vers 24, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartsogte en begeertes gekruisig. Die Engelse vertaling verduidelik dit vir my so mooi wat sê, to nail the passion and the desires of your sinful nature to the cross and crucify them there. Jy sien, om vrug te dra is deel van God se roeping hier op aarde. Maar kom ons wees eerlik, dis maklik om vrug te dra op 'n Sondagoggend. Inteendeel is lekker. Jy wys sommer jou vrugte vir almal. Die praise and worship is hierso, dis anointed. Die koffie na die tyd is lekker. Die kinderkerk en die jeugbediening is in lyn. Dis lekker om hier te wees op 'n Sondagoggend.
Maar die ware vrugte wys daar waar jy geplant is. Daar by die werksplek. En ek weet, dit is maklik om vinger te wys na jou kollegas of na jou bestuurders toe oor die vrugte wat hulle dra of oor hulle karaktereienskappe. Maar glo, dit is die probleem. Jy sien, ons is so gefokus op die karaktereienskappe van ander mense, dat ons soms vergeet om in die spieël te kyk en na ons eie karaktereienskappe te kyk. En te fokus op dit waar ons op moet werk. Jy sien, by die werksplek, die vrugte wys. Die vrugte wys wanneer daar 'n korrupte kontrak op jou tafel kom. En jy moet hom afteken. Die vrugte wys wanneer jy na die tyd genooi word na 'n kuier toe. Nou ek kom uit die koöperatiewe wêreld uit. Voordat ek in bediening voltyds ingeloop het, was ek 'n interne ouditeur gewees. En ek kan nie vir julle sê hoeveel keer kollegas vir my gevra het en vir my gesê het om sekere bevindings te laat gly. Want anders gaan hulle in die moeilikheid kom. Ek kan onthou een spesifieke dag, hulle roep my in, hulle maak die deur agter my toe en hulle vra vir my, hoe gaan ons hierdie stol hou? Ek sê, ek kan nie. Want nie net doen ek onreg aan my werkgewer nie, maar ek doen ook onreg aan God. Die vrugte wat hy dra by die werk. Maar kom ons vat dit bietjie buite die werk. Manne, op daai visvangtrips of op daai jagtrips, wat se vrugte dra jy? Wat sien die wêreld dan van jou? Dames, ek glo hulle noem dit 'n ladies night out. Jy weet, wat se vrugte sien ons dan? Ek dink van ons is onherkenbaar daar buite. Ongelukkig. En ek sê dit vir julle, want ek was self daar gewees. Het julle al gehoor die term, 1 voet in die kerk en 1 voet in die wêreld? Nou, ek het 1 voet in die kerk gehad en die res van my liggaam was in die wêreld gewees. Lou, warm Christen. En ek dank die Here, hy het my gered daaruit. Nou, hoe dra 'n mens vrug? Ek nou die vrugte vir julle verduidelik. Nou, hoe dra 'n mens vrug daar buite? En ek wil vra dat julle hierdie neer sal skryf, want dit was 'n groot blessing vir my gewees, toe ek hieroor gebid het. 3 stappe om vrug te dra. Heel eerste, loop naby aan Jesus. Bly in verhouding met hom. Johannes 15 vers 5. Ek is die ware wingerdstok. Julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra min vrugte. Nee, baie vrugte. Ek wil amper op die woord sê, al die vrugte. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien, pastoor Dion sal vir my gereeld inroep. En die eerste vraag wat hy my sal vra is, hoe gaan dit met jou verhouding met God? En na 'n lang gesprek, dan sal hy my vra, hoe is jou verhouding met jou vrou? Hoekom? Want hy besef, dit is belangrik. En as dit in lyn is, dan weet hy, my fokus is ook reg. Bly naby aan Jesus. Bly in verhouding met hom. Die tweede stap om vrug te dra is, bly in God se woord. Bly in God se woord. Johannes 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Psalm 119 vers 105, 'n gunsteling vir my. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek kan onthou as kind, hoe my verhouding met die Here begin het,
dankie Here. Hoe my verhouding met die Here begin het en voordat ek Bybel gelees het ek Psalm 105 oor my gelees en gesê, Hemelvader, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad, leer my wat U wil hê, ek moet leer vanoggend. En ek glo die Here roep ons terug na daai kindergeloof toe, julle. Ek wil julle uitnooi, doen dit. As julle weer Bybel lees Psalm 119 vers 105. Sê vir die Here, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En ek is so lief vir daai skrif, want jy kan dit in soveel maniere verduidelik, maar wie van julle, as jy met 'n flits rondloop in 'n donker plek, waar wys jy 'n flits? Wys jy dit daar na die amblisieblokke waar jy op pad is? Of wys jy dit by jou voete, sodat jou voet nie teen 'n klip kan stamp nie? En dit is Psalm 119. Sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die weg. Hy wys vir jou die groot prentjie, maar U woord is ook die lig op my pad, sodat ek nie my voet teen 'n klip kan stamp nie. Wie van julle het al julle tone gestamp? Daai hoek by tussen die kombuis en die sitkamer. Nou in die geestelike wêreld keer die Here ons en hy wys vir ons en hy sê, my woord is die lamp wat jy die weg wys en die lig op die pad, daar waar jy nou is. Baie mooi vir my gewees, ek het dit geniet. Derde stap. Bly nee, derde stap. Vra die Heilige Gees. Hoekom? Want die Heilige Gees produseer die vrugte in jou lewe. Johannes 14, vers 16 tot 17, verduidelik het vir my so mooi in die boodskapvertaling. Lees saam met my. Ek sal met die Vader praat en hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dit is die pad van die waarheid. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe erken, want hy sal heeltemal deel word van julle. En hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. Dis Jesus wat daar praat, julle. Vir die Heilige Gees vir ons gee. Vra die Heilige Gees om jou te lei in alle waarheid, om jou te leer. My 5-jarige dogtertjie is hier vandag, en julle kan vir haar vra, maar elke oggend voordat ons skool toe gaan, dan bid ons, en dan vra ons die Heilige Gees, om ons te help, om die regte keuse te maak. Hoekom? Want ons is so afhanklik van hom. En dan in die aande, ons het dit gisteraand weer gedoen, in die aande, voordat ons gaan slaap, dan bid ek en my vrou en my dogtertjie saam, en dan vra ons die Heilige Gees, dat ons die regte drome sal droom. In ander woorde, eintlik vra ek die Gees om ons te beskerm, om ons gedagtes te beskerm, terwyl ons slaap. En elke keer as ek dit bid, dan sien ek net, hoe daar 'n witte lig oor ons is, terwyl ons slaap. Vra die Heilige Gees. Okay, great son. Ek besef nou wat die vrugte is. Ek weet nou hoe om vrug te dra. Maar hoekom moet ek vrug dra? Hoekom is dit belangrik? Want soos wat ek dit verstaan, vir my om 'n ewige lewe te verkry, is daar geen werke nodig nie. En dis reg. Ons kry die ewige lewe deur om te glo in die Here, deur Jesus Christus. Maar dit bly nog steeds belangrik om vrug te dra terwyl ons hier op aarde is. Ek gaan vir julle 2 redes gee hoekom. Skryf dit neer. Johannes 15 vers 8. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Eerste rede, jy gee eer aan die Here. Mense, gemeente, luister nou vir my. Die wêreld hou ons dop. Die wêreld hou vir ons as Christene dop om te sien wat doen ons wanneer dinge skeefloop. Ons het dit nou besef met hierdie week in Amerika.
aaklige goed het daar gebeur. Maar wat het die gelowiges gedoen? Hulle het gebid. Ons honderde, as nie duisende groepe daar buite, wat by mekaar gekom het, en hulle het vir die wêreld gewys, dit is hoe ons dit doen. Ons bid vir hierdie land. Die wêreld hou ons dop. Ons gee ook eer aan die Here, en ons almal, dit het al met ons almal gebeur, by die werksplek, 'n familie, of selfs 'n man of 'n vrou het ook na jou toe gekom, en jou gevra, wat is anders aan jou? Jy skop nie meer die kat nie, jy slaan nie meer die deur toe nie, die laptop is nog in een gedeelte, wat het van jou verander? Dan het jy die geleentheid om te sê hoe die Here jou gered het. En dan het jy ook 'n geleentheid om daai persoon ook na die Here toe te lei. So gee ons eer aan die Here deur die vrugte wat ons dra, wat geproduseer is deur die Heilige Gees in ons lewe. Tweede rede hoekom dit uiters belangrik is om vrug te dra, in daai skrif het gesê dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Disippelskap, julle, dit is ook hoekom ons vrug dra. Disippelskap is deel van ons DNA hier by Endeavour. Matteus 28 vers 19. Daar's 'n kerk in Amerika wat besig is om te groei in nommers en in gees, en die kerk se naam is 2819. Vir my net 'n mooi naam. Wat sê, dis die laaste opdrag wat Jesus vir ons gee, en hy sê, gaan na die Afrikaner volk en maak hulle my disippels. Ekskuus. Jammer, ek lees die verkeerde vertaling hierso. Nee. Sê, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Pastoor Bram is nou in die Filippyne. Besig om mense en pastore disippels te maak. Pastoor Dion is ook vanoggend uit op bediening by 'n ander gemeente waar hy die woord verkondig. In Oktober gaan ons iemand na Lesotho toe stuur om daar die woord te gaan verkondig. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan nou na die diens, gaan ons 6 mense doop, julle. 4 van hulle is tieners. Nog 'n getuienis, mense, daar is nie water in Benoni nie. Daai pad is vol. Ons prys die Here daarvoor. Ek sluit af. 'n Paar maande terug, nou julle mag nie vir pastoor Bram sê ek is kinder van hom nie. 'n Paar maande terug roep hy my en hy vra vir my son, wat is die geheim om 'n goeie hardloper te wees, om ver te kan hardloop? En dan gee hom 'n hele lysie. Ek sê nee, jy moet die regte skoene hê, nie nuwe skoene nie, anders gaan jy blaadse kry, nie ou skoene nie, anders gaan jy 'n besering kry. Jy moet die regte horlosie hê, jy moet reg eet, jy moet jou hartkloping stoppe. En hy sê vir my, nee, dit is nie dit nie. Sê ek, Bram, jy het nog nie meer as 10 kilos in jou lewe al gehardloop nie. Wil jy vir my vertel wat die geheim is van om ver te hardloop? En hy sê vir my, konstant. Om konstant te hardloop. Consistency is key. En hy vat daai geleentheid en hy bring dit in bediening in en ons verhouding met die Here. Sien, dit is maklik om vrug te dra wanneer dit goed gaan. Dit ons brag amper met ons vrugte. My vraag is, wat doen ons wanneer dit moeilik gaan? Wanneer die boom so 'n bietjie geskit word. Hou daai vrugte of val dit af?
Het gaan goed met my en my vrou. Ons huwelik is geseënd. Ons is regtig waar die geseëndes van die Here. Maar die laaste 8 maande het ons regtig waar deur 'n moeilike tyd gegaan. En ek kan nou vir julle sê, as dit nie vir die vrug van die Gees was in ons albei se lewens, ek wil vir julle sê, albei, ons is getroud vir 'n rede, ons is daar vir mekaar. Die vrug van die Gees in ons albei se lewe, wat ons mekaar geondersteun het en vasgehou het, dat ons daardeur beweeg. En die uiteindelike voorbeeld van iemand wat vrug gedra het in 'n moeilike tyd, was Jesus. Die aand voordat hy gekruisig was, het een van sy disippels hom verraai. Hy word oorgelewe aan die Romeinse soldate, en nie lank na dit nie, word hy weer verraai deur 'n ander disipel van hom. Die Bybel, daar was 'n tyd gewees, waar die Bybel sê, hulle almal het op 'n tyd weggehardloop van hom. Die Romeine vat hom een kant, hulle sit 'n doringkroon op sy kop, hulle druk dit in sy kop in, en hulle buig voor hom, en hulle bespot hom, en hulle slaan hom, hulle spoeg op hom. Hulle forceer hom om sy eie kruis te dra na sy dood toe. Hulle trek hom kaal uit, maak hom vas op die kruis en laat hom daar hang. En hulle sê vir hom, as jy regtig waar die koning is, hou jouself van die kruis af. En hulle lag vir hom. Wat doen Jesus op daai oomblik? Hy kyk na hulle so. Sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek praat van iemand wat vrug gedra het. Daar is liefde. Dis die eerste vrug wat die woord noem, liefde. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, Here. Ek wil vra dat julle julle oë saam met my sal toemaak. Ek weet jy sit hier vanoggend in 'n voorbereiding die laaste 3 weke met hierdie boodskap, was ek regtig waar ook convicted gewees deur die vrugte in my gees. Nou ek wil jou vra vanoggend dat as jy regtig waar voel, jy dra nie vrug daar waar jy geplant is nie. Jy het 'n bietjie werk nodig aan dit. Of dit by die werk is, of dit 'n naweek weg is saam met die manne, of selfs by die huis, dra jy nie vrug nie. Ek wil vra dat as jy die Here wil vra vir hulp in daai area in jou lewe, dat hy saam met my jou hand sal opsteek. En ek wil vir jou sê, ek is die eerste een wat my hand opsteek vanoggend. Hemel Vader, U sien ons raak vanoggend. Waar ons net weer eens opreg dankbaar is vir dit wat U vir ons gedoen het op die kruis. Maar ons besef ook, terwyl ons hier op aarde is, moet ons eer gee aan U vir dit wat U vir ons gedoen het, en die beste manier om dit te doen, is om die vrug van die Gees te dra, dit wat geproduseer is deur die Heilige Gees, goeie vrugte. Ek vra dat U ons sal help, dat wanneer daai boom van ons so geskit word, dat ons sal sê, nee, vir my en my huis, ons sal die Here dien. Ons sterk sal staan op die woord, sterk sal staan met ons verhouding met U, en vir elke huwelik, dat julle saam sterk sal staan, in die naam van Jesus. En die gemeente sê saam, Amen. Ons gee die Here 'n groot hande klap.